Welkom terug. Nou, dit is so groot voorreg om bietjie te gesels oor tennis. Een van daai sporte wat ons soveel goeie sportsterre het, maar dalk nie genoeg aandag altyd kry nie. So, vandag kan ons bietjie aandag fokus want die Rise Irene Open. Nou, dit is een van die ATP Challenger Tour. Dit vorm deel daarvan en ons gesels met die direkteur van die toernooi, John Lafney de Jager. Goeiemôre. Goeiemôre julle, lekker om hier te wees. So lekker om te praat oor tennis en waar ons is in Suid-Afrika as dit kom by tennis. Maar vir mense, John, laat ons net eers 'n bietjie teruggaan jou liefde vir tennis. Waar het dit vir jou begin eintlik? Ja, ek was baie bevoorreg. Ek het op Ermelo groot geword, op 'n plaas groot geword en rugby cricket was my sport gewees en toe ek 12 jaar oud was, het ek een van die grootste internasionale tennistoernooie in Amerika gewen. En op die trofee het ek al die groot name, McEnroe, Connors, Wielanders se name gesien wat as 12-jariges die toernooi gewen het. En toe het ek vir die eerste keer gedink, miskien moet ek 'n bietjie aandag gee aan hierdie tennis, want ek moes eintlik nie sport gedoen het nie. Toe ek gebore is, het my hart gaan staan. Wat? Dokters het my inspuiting gegee, my senuwee raak gespuit. Ek het net 10% gebruik van my senuwee in my regterbeen. So dokters het vir my ouers gesê ek sal nooit kan sport doen nie en die feit dat ek vir 16 jaar professionele tennis gespeel het, is maar net 'n wonderwerk. Wow. So en toe 16 jaar professionele tennis gespeel, altyd baie gehou van afrigting, toe in die afrigting ingegaan, nog steeds besig met dit en ja, en ons maatskappy nou Boundaries doen events. So ons het vir Roger en vir Rafa gebring Suid-Afrika toe in 2020 en baie groot voorreg dat ons nou die 4 Rise oop toernooi kan aanbied hierson by Irene Country Club. Dink jy ons het in Suid-Afrika 'n groot tenniskultuur? Is dit iets wat ons so half baie keer onderdruk omdat ons meer aandag gee vir ander sportsoorte? Dink jy dis iets wat meer aandag kan verg of dink jy mense word nie heeltemal genoeg blootgestel aan tennis in Suid-Afrika nie? Kyk, geskiedenis, ek was bevoorreg geweest, ek het in 'n era groot geword, baie spelers gehad wat ons na kom opgekyk het. Ons was 17 spelers in die top 100 in die wêreld geweest. Ja. Ons was 17? Ons was 5 ouens in die top 15 in die wêreld in dubbels geweest. In 99 was daar 32 Suid-Afrikaners wat gespeel het by Wimbledon. Net Amerika het meer gehad as ons. Oh, wow. En ongelukkig as gevolg van fondse, minder toernooie, Ja. het tennis bietjie agteruit gegaan. Nou is ons weer besig. Die Tennisunie is besig om internasionale junior toernooie aan te bied. Daar's baie privaat mense in die privaat sektor wat geld gee sodat ons die beginvlak, die ITF World Tour kan aanbied. En hier is nou die volgende vlak. Dis die intreeslag van die ATP. So dit gaan ons definitief help want tennis is jou eerste beste sport vir enige kind om te speel. Ontwikkel die meeste skills. So tennis is so belangrik. As jy met sportmense praat, almal van hulle toe hulle klein was het 'n vorm van tennis gespeel want ontwikkel soveel skills vir jou. So dis baie belangrik. So tennis is definitief besig om op te gaan. Ons het baie talentvolle jong spelers wat speel. Van ons topspelers gaan gesien word in Irene, ouens soos Devin Badenhorst wat nou top 10 in college tennis is. Ja. Ons spelers gaan almal college toe. Dis soos hulle sê, that's the pathway. In die States. In Amerika, ja, want as jy na 18 direk wil gaan tennis speel en jy wil dit reg doen, het jy ten minste 1.5 tot 2 miljoen rand 'n jaar nodig. Sure. Want dit is baie duur. So Ja. die college-stelsel is ongelooflik vir ons spelers. Jy kan 'n graad gaan kry en dieselfde tyd kan jy tennis speel. So baie spelers gebruik die tennis of die sport om vir hulle akademie te betaal. En baie van hulle bly waarskynlik daar na die tyd. Ja, want jy kry jou graad en dan kry jy geleenthede. Ja. So weet vir ons van 'n tennisoogpunt af sê ons is ongelooflik gaan speel college tennis want baie van daai college die ondersteuners sê dan nee, ons hou van jou, jy speel goed. Kom ons gee vir jou 'n bietjie geld om vir 'n jaar of 2 jaar te gaan speel. So dis die stelsel vir ons, maar die feit dat ons nou meer toernooie in Suid-Afrika gaan aanbied. Ja. Ons het nou vir 13 weke internasionale toernooi op verskillende vlakke. Ja. So wat ongelooflik is want dit gee nou geleenthede vir Suid-Afrikaanse spelers om op ons eie bodem in Pretoria hoor op high altitude. Die balle trek baie vinniger, oorseese spelers hou nie so baie daarvan nie. So dit vir ons geleentheid en dit is baie goedkoper om by die huis te kan wees en te kan speel. Ja. So dis waarom hierdie toernooi so belangrik is vir ons. Hoe maak 'n mens tennis in Suid-Afrika, soos ek wil net sê goedkoper is een van die elemente, maar hoe maak jy tennis in Suid-Afrika moontlik vir meer mense sonder om die kwaliteitprys te gee? Kyk, ek dink tennis is 'n sport wat jy het 'n tennisbaan nodig. Ja. Maar ek dink op skoolvlak moet ons die ander sportsoorte neem oor. Die infrastruktuur is daar. Ja, so op tennis skoolvlak bevorder. Ons moet dit kan ek sê ons moet dit fun maak vir tennis. So ons het 'n projek ook Showdown wat soos die cricket is. Ons het 4 mans en 4 vrouens in 'n span wat speel.
Dis 'n tydformaat. Jy speel vir 20 minute. Jy speel nie gewoonlik potte nie, so jy speel vir 20 minute, Ja? 2 minute. Jy speel ek dien 2, jy dien 2 vir 10 minute breek, dan weer 10, na 20 minute die ou wat die meeste punte gewen het, wen. So ons het al hierdie ander formate van speel om dit opgewonde vir die mense te maak, lekker musiek en alles. Maar dis waar die toernooi nou weer great is, want jy gaan al hierdie kinders die geleentheid kry om topgehalte spelers te gaan sien. Ja. Die spelers wat in die Challengers speel is almal ouens hier tussen 200 en 500 wat speel. Ons top gekeerde spelers het almal al in die kwalifiserende ronde speel van die Grand Slams. So jy kry topspelers wat besig is om deur te gaan. Rafael Jodar, hy's nou 32 in die wêreld. Hy het in die begin van die jaar het hy in 'n 50,000 Challenger gespeel wat ons gaan aanbied nog. So dis die talent en die kwaliteit van die spelers wat besig is om deur te kom en wat mense in Suid-Afrika nou kan kom kyk by die Arini Country Club. Ek wil nou praat daaroor, hoe lank vat dit om so iets te reël, te organiseer, alles bymekaar te trek soos hierdie Challengers? Dit vat lank want dit gaan maar oor die finansies. Jy moet iemand kry wat jou kan, jy moet borge kry. Ja. En dis waarom ek dink vir tennis is dit 'n ongelooflike geleentheid nou en vir borge wat wil betrokke raak want ons is besig om tennis weer te bou. Tennis was op 'n high geweest, tennis was af, ons is besig om tennis weer te bou. So vir iemand om 'n pad te saam te kan stap wat ons moet bou. Ja. So en dis waarom ons die stappies vat. Dit help nie ons hou 'n groot toernooi in Suid-Afrika 250 nie. Ja. Want geen Suid-Afrikaanse speler gaan daarbey kan baat nie want niemand gaan inkom nie. So ons wil hierdie stelsel bou waar ons nou 2 weke het. Volgende Sondag begin die eerste een. Ons het 2 van hulle en aan die einde Julie, begin Augustus het ons weer 2, maar die eerste 2 is 250s en dan het ons 'n 50,000 en 'n 75 en dan volgende jaar weer die 250s en daai 50, 75 word 'n 75 en 'n 100 en so groei ons om uiteindelik hier by jaar 4 weer die Suid-Afrikaanse Ope te kan hou. Oh, okay, so dit is die eindpunt Eindpunt die Suid-Afrikaanse Ope weer te hou. Ons besig met 'n projek om 'n binnesyse fasiliteit te bou in Stellenbosch. Ja. Ons is besig om geld te bymekaar te maak vir dit om dan die SA Ope daar aan te bied. So ons het 'n hele plan. Craig Tiley wat 'n Suid-Afrikaner is wat die Australiese Ope aanbied. Hy's nou die nuwe CEO van die Amerikaanse Ope in Amerika. Billie Jean King, Ilana Klaas, ons almal is betrokke om geld bymekaar te maak om hierdie fasiliteit te bou. Maar dit is begin hierso by Irene. Ons is baie bevoorreg. Irene Country Club doen great vir ons. Hulle het ingespring en wil deel wees daarvan. Hierdie Irene Lodge is betrokke, Powerade, Afgri, weet so. Ons het borgers wat besig is om op te saam met ons op die bandwagon te klim, om pad te stap en ons het dit nodig want jy weet tennis ek vir sê tennis is definitief 'n sport wat besig is om te groei en uiteindelik wil ons daarby uitkom waar dit eintlik 'n festival is en die tema is tennis. Okay, lekker. Wanneer is hierdie Irene Ope? Dit begin die kwalifiserende rondes begin nou Sondag, die 24ste Mei begin dit by Irene Country Club. Dis die kwalifiserende rondes aan Maandag begin die main draw. Ja. Vir 'n week lank en dan die eerste begin die tweede toernooi. So ons is besig van die 24ste tot die 7de Junie by die Irene Country Club met die Rise Ope. So dis die Rise Irene Ope en dan die volgende week is die Rise Centurion Ope. Moet mens kaartjies koop, kan jy net opdaag. Jy kan kaartjies koop, jy kan net na Rise Open se sosiale media toe gaan, daar's so 'n link, quick wat jy kan kaartjies koop. Die kaartjies is baie bekostigbaar. Ons wil hê mense moet kom kyk. Ons moet hulle die geleentheid gee om hierdie top tennis te kan ervaar. En as mense op Rise Open se sosiale media sal jy al die ander toernooie ook sien. Al die toernooie, daar's so 'n link, jy kan kaartjies gaan koop. So hierdie is nou die eerste 2 en dan die volgende 2 begin aan die einde van Julie. Dit is wonderlik. Baie dankie vir dit wat julle vir tennis doen. Dat ons besig is om dit te laat groei in Suid-Afrika. Dis regtig wonderlik en dankie vir die saamkuier. Baie dankie dat ons uitgenooi het. Waardeer. Nou kyk, as jy in Gauteng is, maak seker jy is van Sondag af sommer vir die volgende 2 weke daar langs die tennisbaan gaan ondersteun ons tennisspeler. Dit was dan John Lafney die Jager en ons is nou weer terug.